Vandag fokus ons op arbeidsake en gesels met die LWO werkgewersorganisasie oor die regverdige hantering van ontslag in die werkplek. Ek praat met Meyer Lou, hy is 'n regsadviseur. Meyer, die besluit om iemand te ontslaan is nie ligsinnig nie. Kan jy vir ons verduidelik watter riglyne werkgewers moet volg? Die goeie praktykskode vir ontslag of die kode, soos wat ons dit noem, in lyn met die wet op arbeidsverhoudinge, so bied vir werkgewers 'n raamwerk om billikheid in ontslagprosedure te verseker. So dit help werkgewers om dissipline regverdig en konsekwent toe te pas. Wat vereis die kode spesifiek van werkgewers met betrekking tot dissiplinêre reëls? So werkgewers moet duidelike dissiplinêre reëls in plek hê wat maklik verstaanbaar is en behoorlik aan die werknemers gekommunikeer is. Dit verseker dat werknemers weet wat van hulle verwag word en watter gevolge die wangedrag sal inhou. Dit is algemeen dat hierdie tipe reëls aan werknemers gekommunikeer word wanneer hulle 'n nuwe werk begin. Indien die reëls later verander of bygevoeg word, moet dit in ooreenstemming met wetgewing wees en behoorlik aan die werknemer gekommunikeer word. Hoe behoort werkgewers dissipline te hanteer voordat ontslag oorweeg word? Okay. So die kode moedig progressiewe dissipline aan. Dit beteken behalwe in ernstige gevalle, werkgewers eers alternatiewe maatreëls soos berading of waarskuwings kan oorweeg. 'n Informele gesprek kan dikwels voldoende wees vir geringe oortredings, terwyl herhaalde of ernstige wangedrag meer formele optrede kan vereis soos ontslag. Wanneer sou 'n ontslag dan geregverdig wees? Ontslag vir 'n eerste oortreding is baie ongewoon, behalwe in ernstige gevalle soos grove oneerlikheid, opsetlike saakbeskadiging of fisiese aanranding. Dit kan wel toegepas word indien dieselfde oortreding herhalend voorkom en waarskuwings of berading nie aan gehoor gegee word nie. Werkgewers moet altyd die erns van die wangedrag, die werknemer se dissiplinêre rekord en enige versagtende omstandighede in ag neem. Meyer, so wat is die basiese prosedures wat werkgewers moet volg om 'n billike ontslag te verseker? Die kode gee 'n riglyn vir werkgewers in terme van prosedure wat gevolg kan word. So eerstens sal dit ondersoek die saak om te bepaal of daar 'n geldige rede vir ontslag is. Tweede, beteken 'n skriftelike kennisgewing aan die werknemer oor die verhoor en verduidelik dit duidelik. Derdens, bied die werknemer die geleentheid om te reageer. Hulle moet 'n kans gekry word om hul saak te stel en mag ondersteuning versoek van 'n kollega of 'n vakbondverteenwoordiger of 'n shop steward soos wat dit genoem word. En dan vierde, neem 'n besluit en kommunikeer dit skriftelik. Die werknemers moet ook ingelig word van hulle reg om die saak te verwys na die KVBA indien hulle dink die besluit is nie regverdig nie. Is daar iets soos onmiddellike ontslag in ons arbeidswetgewing? Nee, in ons regstelsel bestaan daar nie so iets soos 'n geldige op die plek ontslag nie. Selfs in gevalle van ernstige wangedrag moet daar steeds die korrekte prosedure gebruik word. Meyer, baie dankie vir daardie inligting. Net om mee af te sluit, wat is jou raad aan werkgewers om te verseker dat hulle wettig en billik optree? So werkgewers moet seker maak dat hulle in ooreenstemming met die riglyne in die kode van die wet op arbeidsverhoudinge optree. Dit verseker dat dissipline en ontslag regverdig hanteer word en verminder onnodige risiko's as dit kom by arbeidsdispute. Dit is ook 'n goeie idee om professionele regsadvies in te win wanneer dit nodig word. Dit was dan Meyer Lou, regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie wat vandag met ons gesels het oor die regverdige hantering van ontslag in die werksplek.